Goeienaand en welkom so van my kant af. Dit is so lekker om elkeen te sien en weer eens 'n spesiale woord van welkom aan die Katkesante wat hierdie jaar hierso is en aan al die ouers wat teenwoordig is, baie welkom. Ons het regtig die voorreg hierdie jaar om ek en Tommy en met die hulp van 'n ongelooflike span, Tommy en sy vrou en ek en my vrou en dan het ons twee mense wat regtig lief is vir die Here want nie hulle man werk by die kerk nie. Hulle word nie geforseer om dit te doen nie. Hulle doen dit omdat hulle regtig wil doen en dis Jandra en Simone en ek dink vir almal daar betrokke is regtig hand gee want hulle sien regtig uit om tyd saam met julle katkes. Julle kan vir hand gee, regtig. Dit hulle gaan baie moeite doen met julle kids en met die katkesant en ek dink Jenny, ons is opgewonde. Net so klein vinnige interaksie gehad met 'n paar van hulle en van hulle het my oom genoem en ek het dit baie persoonlik gevat want in die groep is ek die jongste. Ek maak dit net duidelik vir elkeen. Maar met die bietjie interaksie wat ek al gehad het, kan ek genuine sê ek's opgewonde. Ek is regtig opgewonde oor hierdie groep. Ek's opgewonde oor wat die toekoms inhou vir julle want ek glo regtig elke skool het 'n groep soos julle nodig. Ek dink daar's kinders wat Jesus nodig het, wat mense soos julle nodig het. Daar's 'n dorp wat kinders soos julle nodig het en ek's opgewonde om te sien wat gaan gebeur met julle. So welkom en ek's genuine opgewonde oor hierdie jaar. So 'n vraag wat ek dalk net mee wil afskop rondom vanaand se boodskap en 'n vraag wat jy as ouer dalk kan vra, jy dalk as 'n katkesant kan vra, maar ek glo almal van ons het iewers al hierdie vrae gevra, dalk net op 'n ander manier. Is die volgende: wat is die verskil tussen gewone mense wat gewone goed doen en gewone mense wat ongewone goeders doen? Nou, dalk 'n beter manier om hierdie dalk te stel is hoe is dit dat party mense wat kuns doen, goed verf, goed bou, se beste plek waar dit gesit kan word is in jou badkamer. En dalk iemand anders in 'n museum. Hoe is dit dat mense met dieselfde vernuf met 'n instrument dalk speel by dalk 'n pub en as jy doen, great. En dan sekere mense doen dit op 'n verhoog waar duisende mense net dink, "Wow, hierdie ou kan 'n stadion volmaak met hoe goed hy is." Hoe is dit dat sekere mense met dalk dieselfde talent, 'n afrigter, dit reg kry om vir 7 jaar, 6 jaar saam met 'n span te stap en nog steeds nie 'n trofee te wen nie? Ek verwys nou glad nie na Tommy se sokkerspan en julle gaan dalk ongelukkig hierdie jaar baie van dit hoor, maar 7 jaar afrig en so goed en tog nog steeds geen trofee nie. En dan so nou aan die ander kant, ek gaan nou nie praat oor my span nie, want ons gaan nie goed met ons nie, maar aan die ander kant sal jy afrigter kry wat nie net wêreldbekers wen nie, maar 'n hele land bymekaar kan kry. Hoe is dit dat sekere mense net sekere goed besit wat 'n gewone persoon is, 'n gewone mens soos ek en jy, selfde talente, selfde gawes, dalk dieselfde manier van praat, baie keer net ongewone goed doen. Goed wat ongelooflik is, jy staan en jy wonder baie keer, wow, hoe op aarde het hierdie persoon dit reg gekry? En die antwoord is, ek weet nie. Ek het nie eintlik 'n idee nie, maar die ander kant kan ek dalk na verwys en dis dalk hoekom ons hier is vanaand is hoe is dit dat daar sekere mense is wat net gewone, doodgewone mense is wat ongewone goed ervaar in 'n verhouding met Jesus. Dat as jy die Bybel oopmaak, sien jy die stories van 'n Moses wat dit reg gekry het om amper naby 'n miljoen mense, dalk meer as 'n miljoen sê die Bybel, te lei deur 'n see. Water wat oopgaan, hulle gaan al beloofde land toe. Dis ongelooflik hoe jy sien hoe Moses 'n verhouding met God het. Jy lees dan later natuurlik van mense soos Nehemia en later soos Jesaja en Dawid natuurlik, waarvan jy al gehoor het by Sondagskool, dat daar sekere mense, doodgewone mense, hulle voel dalk nie gewoond nie, maar doodgewone mense wat ongewone verhouding met God het. En ons wonder baie keer, wanneer hierdie ongewone goed na vore kom, wanneer ons hierdie ongewone goed ervaar, is dit waar? Is dit moontlik? Is dit moontlik vir my en vir jou? En ek dink dis 'n goeie vraag om te vra dat gewone mense soos ons kan ons goed ervaar van 'n ongewone God. Ons praat elke Sondag, ons gaan nou 'n jaar lank op 'n reis saam met die katkesant om te praat oor hierdie ongewone God wat ongelooflike goed kan doen. Is dit genuine moontlik? Dat goed waar is, dat dit wat God ervaar en sien en saam met ons elkeen 'n pad wil stap, die beloftes wat oor ons uitgespreek het, is dit waar dat ons deel aan hierdie kan hê? Nou, ek dink wanneer dit kom by hierdie vraag, kan ek eerlikwaar vir jou sê,
daar's bevestiging in die skrif dat hierdie nie ongewone mense was nie. Tom het verwys na hierdie teksgedeelte laasweek en in hierdie reeks soos hy vroeër genoem het, is ons besig met die reeks gewone mense wat eintlik praat oor God gebruik gewone mense soos ek en jy. En dalk is jy al op 'n ongewone plek waar jy al bietjie guns beleef het, jy het al bietjie vordering beleef, maar tog verstaan jy nog steeds daar's beperkings. Maar wanneer dit kom by geloof, is dit so, joh, maar ek wil graag die Here beleef soos daai hom beleef. Ek wil graag God beleef soos wat dit in die Bybel is en ek doen dit nie. En ons sien self in die skrif in Handelinge 4 vers 13, die eerste gedeelte, skryf Paulus hiervoor en hy sê die raadslede, Handelinge, dit was eintlik Lukas wat dit geskryf het. Hy skryf die raadslede was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waagmoed sien, want hulle het besef dis gewone mense. Dis gewone mense met gewone probleme, gewone uitdagings sonder enige besonderse opleiding. En ons sien hoe gewone mense ongewone verhouding met 'n ongewone God het. En ongewone goed ervaar en beleef. Die vraag is, hoekom? Wat is die verskil tussen hierdie gebeurtenisse en dit wat ek en jy baie keer ervaar? Ek dink is baie eenvoudig om net die volgende klem op te lê dat God se hart is hy spesialiseer om gewone mense te gebruik. Dalk 'n meer moderne weergawe is waar iemand wat ek hierdie week gesien het, ek weet nie of iemand die Grammys volg nie, maar iemand wat ek regtig baie van hou is Jelly Roll en hy's 'n country artist en seker my tweede gunsteling. Ek het 'n spesiale plek vir Morgan Wallen en as enigiemand vir Morgan Wallen nou, ek dink jy gaan reguit hemel toe. Ons sukkel hy nog so 'n bietjie, maar ek glo jy gaan reguit hemel toe. Maar dan Jelly Roll is 'n close second favourite. Ek hou van sy musiek en ek wil jou regtig vra as jy nog nie dit gekyk het nie, is hoe hy getuig op seker een van die sekulêrste platforms wat daar is oor hoe Jesus sy lewe verander het deur 'n radio en 'n klein Bybel. En ons sien hoe 'n gewone mens dalk bietjie meer gewoon is wat ons dink, hierdie ongelooflike ervaring met God het en ons kan vandag na 'n storie kyk, oor iets kyk wat ek en jy kan doen. Iets wat ek en jy kan toepas om hierdie te beleef. En ek glo ten volle dat in hierdie storie word dit uitgebeeld, maar as jy gaan kyk na elke storie in die Bybel, as jy gaan kyk na elke ongewone gebeurtenis, kan jy sien hoe hierdie oor en oor gebeur. Oor hoekom mense hierdie ervaring, hierdie belewenis met die God van die heelal het. En die storie by wat ons gaan stil staan vanaand en glo jy vir my, dit is 'n gewone ou en sy naam is Jakob. Hy het ook op 'n Sondagoggend, Sondag kinderkerk liedjies al gesing oor ou Jakob. Het ook al baie goed gehoor van Jakob. Maar as jy nie bekend is met Jakob nie, hierdie storie kom al die pad van Genesis af. As jy gewonder het, Jakob se pa was Isak geweest en Isak se pa was Abraham geweest. So ek weet as ons praat van Abraham, dan praat ons van lank terug. Definitief ouer as wat my oupa is. Ons praat van lank terug. Dalk bietjie selfs ouer as jou oupa grootjie, maar ek dink jy kry die punt. Hierdie is 'n ou storie met soveel betekenis wat ek en jy kan vat, want as daar nou 'n gewone mens is wat 'n ongewone ervaring met God gehad het, was dit Jakob geweest. Nou om net konteks te kry oor Jakob se lewe, toe hy gebore was hy een van 'n tweeling en toe hy gebore was, toe het sy boetie besluit hy kom eerste uit. Nou glo jy vir my, toe hulle gebore was, toe het Jakob Esau se voet gegryp, sy broer. En hy het nie sy voet gegryp omdat hy was soos, hey, dis lekker binne, kom ons bly binne nie. Hy het sy voet gegryp want hy was soos, luister hierso, ek is die ouer broer. Ek wil eers hier uitkom en ek wil sê ek is 13 sekondes ouer as jy, want vir 'n konteks waarin hulle geleef het, was dit ongelooflik belangrik. Want as jy die ouer seun was en die oudste seun was, het jy baie meer ontvang as die jonger seuns. En ons sien hoe hierdie ding vir Jakob jaag reg deur sy lewe. Voel konstant of hy onder sy boetie se skaduwee leef. Esau was so klein bietjie meer mannerig as jy lees oor hoe hy goed aangepak het en aangeval het en kyk, ek dink Esau sou 'n beer net sommer verskeer het en Jakob sou definitief weghardloop het, glo ek. Sy broer was impressive geweest, sterk geweest, baie harig geweest en ek dink baie mense dink dis 'n kompliment. Ek weet nie of dit noodwendig 'n kompliment is nie, maar Esau was hierdie man geweest. En Jakob leef nog sy hele lewe in hierdie fase waar hy eintlik maar bekend staan as die gryper. Is enigiets wat oorbly wil Jakob gryp. En hy gryp sy hak en later as jy die storie leer en glo ek elkeen van ons min of meer kan onsself iewers in 'n storie van Jakob plaas.
kyk, hy het so gewone lewe gehad dat ek dink elkeen van ons kan iewers onsself in sy storie plaas en in sy skoene plaas en Jakob steel sy broer se geboortereg. Nou as jy meer van die storie wil uitvind, asseblief gaan en lees Genesis 30 van 29 af, kan jy meer van die storie lees, maar Jakob staan bekend as 'n gryper, iemand wat sy broer se eerste geboortereg steel en Esau vind toe uit en wat toe gebeur is Esau sê nee, luister hierso, hierdie is nie reg nie. Ek soek dit terug af met jou kop. Hy sê nee, hy's bereid om sy broer dood te maak. Jakob hoor dit en natuurlik, ek het julle vertel van die beer wat Jakob nie sou veg nie. Esau het gelyk soos 'n beer en hy besluit hy's uit. Hy hardloop en hy vlug vir sy lewe. En eintlik is dit maar 'n ding wat mense altyd sien in Jakob se lewe is. Hy vlug konstant van probleme af. Hy is konstant besig om weg te beweeg van uitdagende tye af. En dan sien ons later in sy lewe raak hy hierdie dromer. Hy droom oor sy lewe, hy droom oor 'n toekoms, oor iets wat God beloof het en hy het al gehoor hoe God goed gaan doen en vir hulle beloofde land gaan gee, maar vir hom bly dit net 'n droom. Hy's nie iemand wat dit regtig execute nie. Hy praat, maar loop nie. En dan sien ons later word Jakob 'n victim. Want wat gebeur is Jakob kry dit reg om klomp vee te kry. Hy werk by sy oom. Sy oom doen hom erg in deur vir hom. Hy sê vir my ek kan met een van sy dogters trou en toe was sy oom baie slim. Toe gee hy vir hom dis nie ek wat dit sê nie, dis die Bybel wat dit sê as jy my nie glo nie. Die dogter met die skewe oë. En na dit toe gee hy vir hom die mooi dogter. So Jakob voel hy's ingedoen. Jakob besluit toe na rukkie nee, hy gaan sy oom terugkry. Hy was bedrieg. Hy was 'n victim van omstandighede. En ek glo as ons na hierdie 4 fases van sy lewe kyk, kan jy jouself iewers in daai storie dalk plaas. Dalk vlug jy van 'n klomp probleme agter jou af. Dalk is jy op 'n plek waar jy voel maar niks is regtig jou skuld nie, dis altyd iemand anders se skuld. En Jakob is op die voet. Hardloop weg van iets af en dit wat voor hom lê lyk nie baie goed nie. En ons dalk van ons wat hier so sit wat baie soos Jakob voel, soos 'n baie doodgewone mens as dit kom by probleme en uitdagings wat meeste van ons ervaar. Maar wat volgende gebeur, sien ons iets ongelooflik in Jakob se lewe. Ons lees in Genesis 32 vers 22 tot 24. Hy sê gedurende die nag het Jakob opgestaan en sy 2 vroue, sy 2 slavinvroue, ek verstaan nou hoekom hy so baie moes hardloop, want as jy 2 vrouens het, 2 slaafvrouens het, duidelik het hy nie sy les geleer na die eerste een nie, en ek speel net, en 11 seuns geneem het en deur die Jakobsdrif gestuur. Dis net die rivier wat hulle moes kruis net voordat hy sy broer Esau sou ontmoet. Wat reg is om eintlik maar sy kop af te druk in sy opinie. Nadat hy hulle die oorkant laat gaan het, stuur hy ook al sy besittings deur. Hy's amper op 'n plek waar hom wil sê, luister jy sê, ek gaan myself probeer uit hierdie uitpraat, ek gaan vir jou geskenke stuur, ek gaan vir jou klomp goeder sê, ek gaan op die plek kom waar ek vir jou sê, luister hier is 'n klomp oulike goedjies vir jou om te vat, spaar in my lewe. En hier's die een ding wat gebeur en ons sien, hierdie is hoekom gewone mense baie keer ongewone goed ervaar, is hy het daar alleen agtergebly. Hy was alleen. En soms in die lewe gaan daar tye wees wat so graag soos wat jy wil hê, daar moet iemand saam met jou wees, is daar gaan tye wees wat dit alleen is. En dis nie noodwendig 'n slegte ding nie. Ek dink baie keer wanneer ons voel ons is alleen, probeer ons dit wegsteek, probeer ons weg van dit afkom. Maar eintlik wat God sê is ek nooi jou in hierdie spasie om te sê, maar wanneer jy alleen is daar ten minste een iemand altyd teenwoordig. En die volgende storie speel af in vers 24, die laaste gedeelte. Hy sê 'n man het gekom en met hom gestoei tot dagbreek toe. Ek weet nog nie of jy dieselfde prentjie sien as wat ek hier sien nie. So Jakob is alleen, iemand daag op en begin hom net stoei. Nou, ek weet nie wanneer laas het jy alleen in die pad gestaan en iemand het na jou toe gekom, miskien ook 'n hand uit gesteek en net daar begin jou stoei nie. Enigiemand dit ervaar? Great, want ek dink as dit ooit moet gebeur, bel die polisie. Dis vreemd, dis weird. Maar ons sien hierso, later in Hosea word dit bevestig deur 'n profeet dat hierdie net 'n normale man was nie. Die persoon wat na Jakob toe gekom het en met hom gestoei het, dit was God self gewees. God ontmoet hom op hierdie spasie en hy sê, let's get ready to rumble. Hy probeer eintlik maar vir hom sê, kom ons stoei so 'n bietjie, want ons iets wat ek wil hê jy moet ervaar, ons iets wat ek wil hê jy moet sien, en hier's iets daar binne wat binne vir my en jou lê, wat ons iets kan ervaar van 'n ongewone God.
Die storie gaan so 'n klein bietjie aan en hy sê toe die man sien dat hy hom nie gaan onderkry nie, het hy Jakob op sy heup geslaan totdat dit uit pootjie spring. Uitgehak. Toe sê die man, los my nou, die dag het al begin breek. Uit asem sê Jakob, ek sal jou net laat gaan as jy my seën. Nou ek weet nie weer eens of jy heeltemal die prentjie het wat ek het nie. Enigiemand afgelope tyd dalk 'n UFC fight gekyk, enigiemand? Driekus nie fans nie, is dit omdat ons in die kerk is en mag jy fights kyk nie? Enigiemand? Was dit ook jy wat gesê het, nee man, Driekus staan net op en slaan die ou man. Jy lê net heeldag daarso. Ek het die voorreg gehad om op Boxing Day iets bokserig te doen en ek het na MMA klas toe gegaan. Fout van my lewe. Ek het actually 'n foto dink ek vir die span ingestuur. Is hy daarso? Hy is nie daarso nie. Ek was so graag met julle deel. Ek was by 'n MMA boks gewees. En toe was dit so 'n oop mat gewees en jy kon met enigiemand net besluit, baie soos wat 'n random ou na Jakob toe gekom het om begin stoei het. Dit was my ervaring gewees. Is die ou het net gesê, okay, waarom net so 'n bietjie op rol jou nek? En daar begin ons en die meeste van die mense is so 70, 80 kilos, 60 kilos, daar's 'n vrou daarso en ek dink hierdie gaan easy wees. Kan nie wag nie. Gaan 'n paar mense daar wys wat my judo jare my graad 1 en 2 gewys het. Gaan hulle kry. En letterlik hoe ons begin het is ek dink baie soos wat Jakob ervaar het. Iemand loop na my toe en hulle steek hulle hand uit en toe ek weer sien, toe lê ek op die mat en begin nou vir my lewe daar veg en lê daar om uit 'n posisie uit te kom waar iemand nie my nek kan breek nie. En ek besef daar, maak nie saak hoe hard ek op my lewe geoefen het nie, maak nie saak hoe sterk ek probeer dink ek is nie, 'n 60 kg mannetjie het vir my geknak. En om dit erger te maak, toe kom 'n vrou na my toe, seker 5-6 jaar jonger as ek, helfte my gewig. En ek gaan hierdie een keer sê en ek beloof ek sal dit nie erken as ons buite die kerkmure staan nie, want hierdie is 'n intieme oomblik tussen ons. Sy het my gekry om te tap. Kry skaam daaroor? Maar kom ek sê vir jou, sy was baie sterker as wat jy dink. En ek dink by myself, toe ek hierdie storie lees van Jakob, wat in die geveg van sy lewe is, agter hom wil iemand hom doodmaak, voor hom wil iemand hom doodmaak, en hy is in die geveg van sy lewe met 'n uitgehakte heup. En sy reaksie is, ek sal jou nie laat gaan totdat jy my seën nie. Net vir 'n oomblik, dink dit gou wat gebeur hier. Jakob besluit, hy sal nie laat gaan totdat God hom seën nie. En ek dink as mense hier sit en jouself in daai prentjie moet sit, is waar Jakob vir die fight van sy lewe is en hy hou aan met alles wat hy het. En hier's van ons wat moeg is. Ek glo Jakob was moeg geweest. Ek glo hy sou baie naby aan die punt wees waar hy sê, okay, ek gee op. Ek sweer dit. En hy druk deur en hy kry daai vrae uiter. Ek sal of hy antwoord geuiter. Julle, ek sal u net laat gaan. As u my seën. En wat ek love van hierdie, wat so baie met my resonate, is die prentjie waarin ons vanaand moet vashou, wanneer ons dink aan die oomblikke waar jy dalk besig is om te stoei. En ons 'n paar goed waarmee ons dalk kan stoei en kom ek sê vir jou, ek dink baie van ons doen dalk nie met die Here nie. En ek sê dit want ek self baie keer is skuldig in hierdie. Is baie keer as jy so besig om te stoei met dalk 'n verslawing, dalk is dit 'n pornografie ding, dalk is dit 'n alkohol ding, dalk is dit 'n dwelm ding. Jy's so besig om te veg met en dit klink nou soos hierdie groot goed, maar dit kan iets eenvoudig wees, soos jy probeer al so lank net nie jok nie. Nie lieg nie. Jy probeer net elke oomblik wat jy kry die waarheid te praat. Is baie van ons vind onsself in 'n situasie waar jy voel jy kan net nie aangaan nie. Jy's op soek na die finansiële deurbraak. Jou hele lewe draai om hierdie een oomblik om te sê maar al wat ek nodig het is nog hierdie en nog hierdie. En ons besef dat enigste manier ons iets gaan ervaar wat ongewoon is, waar ons nie aan die einde van alles gaan sê maar was dit nou regtig die moeite werd nie? Gee Jakob vir ons 'n antwoord. Ons sien hoe die uitspeel en hoe die uitspeel is ongelooflik. Hy sê God sê toe vir Jakob, "Wat is jou naam?" Vra die man. Hy antwoord Jakob. Hy sê vir hom, "Jou naam sal nie meer Jakob wees nie, want die naam Jakob beteken om te deceive."
om te jok, om die geboortereg wat van die begin af daar was vir sy broer te steel en syne te maak. Hy sê jou naam sal nie meer Jakob wees nie, maar vanaf sal dit Israel wees. Want jy het met God en mens geworstel en nie kop gegee nie. En op die eerste oogwink mag jy kyk en dink, wow, wat beteken dit dat het God laat hy wen? Nee, God het nie laat hy wen nie, God het laat hy seën ontvang. Is die een ding wat ons onderskei, wat 'n gewone mens gewone goed laat ervaar en 'n gewone mens ongewone goed laat ervaar, is die mens wat hou. En wanneer ek praat van hou, praat ek van die tipe hou wat Jakob ons leer, dat dit nie net 'n gewone hou is nie. Hierdie is 'n hou wat vashou aan God en nie laat gaan nie. Dis 'n hou waarvan ons praat wat nie 'n gewone mens net sommer reg kry nie. So wat beteken dit presies om aan God vas te hou? Kom ek sê vir jou wat dit nie beteken nie. Dit beteken nie noodwendig jou Instagram bio wat sê kind van God nie. Dit beteken nie noodwendig die Bybelversie wat jy deel op WhatsApp nie. Dit beteken nie eens noodwendig jou kerkbywoning nie. Om aan God vas te hou wanneer dinge werklik moeilik is, om aan God vas te hou en die verskil te wees in jou lewe, is nie noodwendig wat ons altyd dink dit is nie. Sê om nou en dan 'n gebed op te sê net so voordat jy eet nie. Om aan God vas te hou is baie meer as dit. En wanneer mense kyk na die woord hou, glo ek daar's 3 ongelooflike beginsels. 3 ongelooflike beginsels wat ons hierdie jaar baie aan gaan vashou wanneer dit kom by ons verhouding met God en hoe ons ongewone goed kan ervaar. So vinnig die eerste een waarvoor haal staan is honger vir God se woord. O staan vir op jou knieë en dit verwys na gebed en U staan vir uithou en uitleef. So vinnig as ons kan stil staan vir 'n honger vir God se woord, is die rede hoekom ons nie altyd noodwendig God ervaar en beleef nie, is omdat ons hom net eenvoudig nie ken nie. Ek sluit myself hierby in, maar as ons moet gaan en vir elkeen die vraag moet vra, maar wanneer dit kom by hierdie, wanneer dit kom by God se stem, by sy woord, hoe goed ken ons dit? Dit verbaas my tyd dat ons dink ons kan God regtig leer ken vir wie hy is. Ons kan sy hartklop hoor. Ons kan hoor die drome wat hy vir ons het. Ons kan iets ongewoon ervaar. Die skrif praat daarvan dat elke liewe letter, elke spasie, elke letter, elke sin, elke hoofstuk, glo my as jy lank genoeg daarby stil staan, is lewe op ingeblaas. En ja, ek praat selfs die geslagsregister van Jesus. Want dit vertel 'n storie van 'n God wat nog altyd besig is om 'n storie te skryf. Dat daar nie een ding is in hierdie skrif wat ons na kan kyk en nie lewe in jou in kan blaas nie. Maar tog is hierdie iets wat ons nou en dan by uitkom. Dus hoe kan ons iets ongewoon ervaar as ons nie eens weet wat God werklik vir elkeen van ons sê nie? Hoe kan ons werklik weet hoe 'n ongewone God my en jou wil gebruik as ons hom nie eens werklik ken nie? Ek is ongelooflik mal daaroor hoe Jesus dit gesê het in Matteus 4 vers 4 en ons vat hierdie woorde so ligtelik, maar kom net agter met hoe baie erns Jesus hier praat. Maar Jesus het hom geantwoord: "Nee, daar staan in die skrif geskryf, 'n mens het meer as brood nodig om te lewe. Wat eintlik nodig het is om te leef van elke woord uit God se mond." 'n Boek wat ek besig is om te lees en ek verwys die laaste tyd baie na daai boek en eintlik net elkeen aanraai, kry die boek, dis 'n baie goeie boek. Is 'n boek wat John Bevere geskryf het in Awe of God en hy sê die volgende wat my baie laat dink het aan vanaand se punt. Hy sê often people interpret scripture through the lens of experience, either their own or others, rather than allowing scripture to shape their experience. Met ander woorde wat hy hierso sê is ons leef en kyk na die skrif en sê maar ek weet nie of hierdie goed noodwendig moontlik is vir gewone mense nie. Maar wat hy so skryf is hy sê ons moet na die skrif kyk en sê maar hierdie goed is alles moontlik. Want God het dit laat gebeur. En dit is nodig vir ons om hierdie ding te ken. Dit is nodig vir ons om meer te kyk na ons Bybels, wat ons dalk sal kyk na 'n TV-series of 'n movie wat ons dalk oor en oor kyk. Ek wil dit nie hardop sê nie, maar ek moet sê ek het 'n gunsteling nuwe series gekry en ek wil nie van die punt af gaan nie, maar die kantoor is goed vir enigiemand wat dit kyk. Dit is baie goed. Maar dis die punt. Die kantoor,
of wat ook al series dit kan wees, kan nie voorkeur kry op God se woord wat lewe in ons in kan blaas nie. Die tweede punt, op jou knieë, is 'n plek waar ek en jy kwesbaar kan wees. Jy gaan nie som op jou knieë omdat jy graag 'n posisie van mag wil inneem nie. Die rede hoekom ons baie keer op ons knieë sal gaan, is omdat dit 'n posisie van desperaatheid is. En kom ek sê vir jou, as ons bid en as ons doen wat Jesus ons geleer het om te doen, as hy sê, maar laat U wil geskied in die hemel, net so ook op aarde, wat Jesus hier sê, maar ons het die voorreg, die ongelooflike voorreg, om met die God van ons heelal te praat. Ons het die storie van 'n bodybuilder wat Afrika toe gaan om mense te bedien. En wat gebeur is, soos hy besig is om die mense te dien, kom hy agter dat die goed wat hy regtig goed is, om net so klein bietjie entertainment te gee vir die mense is om sy hemp uit te trek en vir hulle te wys hoe groot sy spiere is. En dis iemand wat ongelooflik goed is en hy oral waar hy gaan, hierdie Afrika kindertjies, is die eerste keer wat hulle nou so groot fris oom sien en hulle kan dit nie glo nie. Hulle is soos, wow, kyk hoe groot is hierdie oom. En die chief kom daar afgestap en hy kyk so na die bodybuilder en hy sê vir hom, joh, maar jy het groot spiere. Hy sê, nee, dankie, dis maar wat ek doen vir 'n lewe. Hy sê, so wat doen jy met hierdie spiere? Nee, ek wys hulle vir mense. En die chief wil net 100% seker maak en vra hom weer die vraag. Hy sê, jy doen wat met hierdie groot spiere? Hy sê, nee, ek wys hulle. Hy lag en hy sê, wat 'n absolute mors van krag. Dat jy al hierdie krag het en al waarvoor jy dit gebruik is om vir mense iets te wys. En ek dink so is dit nie elkeen van ons se gebedlewe nie. Is dat ons die vermoë het om krag te beleef van God se woord wat met jou praat, ons wat met God praat, dat ons 'n manier het om met die God van die heelal, die skepper van die heelal te kan kommunikeer. 'n Kragtige daad wat ons as gelowiges kan besit. En as ons moet vra wat doen ons daarmee? Hoop ek, meeste van ons antwoord sal nie wees vir die bodybuilders en is nie. Nee, ek wys dit maar net so nou en dan, wanneer ons eet, voordat ons gou eet, dan wys ek gou my krag. As God sê, ek nooi jou in, as jy iets ongewoon wil ervaar, kom op jou knieë. En dan die laaste enetjie, is uithou en uitleef. Een ding wat ek ervaar en een ding wat ek baie keer sien, wanneer dit kom by 'n stoeigeveg in jou lewe, en maak nie saak wat 'n stoeigeveg dit wees nie, daar gaan nie net een stoeigeveg wees nie. So dit is of jy's klaar met 'n stoeigeveg, of jy's in die middel van een, of daar's een op pad. En wat ek al agtergekom het met 'n geveg waarmee ons elkeen betrokke raak, en of dit nou finansies is, of dit nou jou huwelik is, of dit nou 'n kerel of 'n meisie is, of dit nou jou skool is, wat ook al die geveg mag wees. Jou hoe kan ek sê, die prentjie wat jy van jouself het, enige plek waar jy jouself nie kwesbaar vind, is wanneer ons in daai plek kom, is ons baie goed om na God toe te hardloop, maar net so goed om weg te stap, want ons voel, dis nie genoeg nie. Is ons baie goed om net te sê, maar Here, ek het dit my beste gegee en ek is klaar met hierdie. En hoor my mooi, ek sê nie daardeur dat wanneer jy getrou is aan God, dat dit noodwendig is wat jy altyd moet doen nie. Ek sê dit ook andersom, dat as jy aan God vashou, glo jy vir my, hy sal vir jou laat weet, presies wat jou volgende tree is. Of dit nou uit en of dit nou in is. Maar ons het hierdie ding aangeleer, dat wanneer dinge moeilik raak, moet ons net stop. God sê, maar raai wat, wanneer jy voel of jy wil stop, dis juist wanneer my krag lewend word in jou. Dis juist wanneer ek vir jou wil wys dat ek deur jou wil werk en 'n ongewone ontmoeting met jou wil hê. En of dit nou Dawid was, of dit nou Petrus was, maak nie saak wat se karakter in die Bybel vat nie. Iewers van hulle het by 'n punt uitgekom waar hulle net nie meer kon nie. En God het gesê, okay, dis nou my beurt. Kom ek wys jou wat 'n ongewone God binne my en binne jou kan doen. En dan natuurlik skryf Martin Luther hierdie en hoekom ek die punt uithou is belangrik, maar uitleef is net so belangrik, is dat ons sal leef wat ons ervaar. Martin Luther skryf, we are not saved by good works, but we are not saved without good works. Wat hy hier skryf is ons goeie dade
gee vir ons nie die reg om gered te word nie. Maar as jy nie goeie dade doen nie, vra Martin Luther, maar ek dink selfs Jakobus, Jesus se broer, maar glo jy regtig as jy nie goeie dade doen nie? Want ons doen nie goeie dade om gered te word nie. Ons doen goeie dade, ons lei mense na Jesus toe, ons staan in verhoudings met mense, ons help waar ons kan, ons probeer betrokke wees en probeer mense uitdaag en probeer mense aanspoor om by Jesus uit te kom. Ons doen daai goeie dade juis as gevolg van dit wat Jesus vir my en vir jou gedoen het. So hier is die vraag waarmee ek eintlik wil afsluit vanaand. Waaraan hou jy vas wanneer die lewe so klein bietjie moeilik raak? En die verskil tussen 'n gewone mens wat gewone goed ervaar en 'n gewone mens wat ongewone goed ervaar, is die een wat vashou aan God. Maar waaraan hou jy vas vanaand? As jy jouself eerlik die vraag moet vra. Is dit dalk leuns? Is dit iets wat jy begin glo het, waarin jy begin vashou het, wat jy begin jou identiteit maak? En ek het hierdie mooi ongelooflike ding gehoor toe ek hierdie boek gelees het, wat sê maar 'n leuen is net so sterk soos die kere wat jy hom herhaal. En baie van ons sit hier vanaand en ons is in 'n stoeigeveg betrokke. En ons wil 'n ongewone ding ervaar en kom ek sê vir jou, as jy daai ongewone ding wil ervaar, moet jy vashou. Maar die ding waaraan jy nie moet vashou is leuns nie. 'n Leuen van jy's dalk nie goed genoeg nie. Daai is 'n sterk leuen. En hy raak al die sterker hoe meer jy dit vir jouself sê. Nee, maar ek sal nooit regtig waardig wees van liefde nie. Dis baie sterk leuen. Dis iets baie sterk waaraan jy vashou. Maar wees versigtig dat die ding wat jy herhaal is die ding wat jou waarheid word. En die ding waaraan jy nie vas moet hou vanaand nie. Dis moenie aan 'n leuen vashou nie. Moenie vashou en jy is nie goed genoeg nie. Moenie vashou en jy sal nooit kan nie. Moenie vashou aan, ja, maar jy is heeltemal ver weg van enigiets wat ek gedink het om in 'n verhouding mee te staan as dit kom by God. Moenie vashou aan 'n leuen wat jy oor en oor vir jouself vertel nie. So, ek wil sê die diens gaan afsluit. Dit is baie eenvoudig. Om vir jou oomblik te gee en jouself die vraag te vra, maar waaraan hou jy vas op die oomblik? En ek waarborg jou en ek sal so ver gaan om te sê, ek weet dit vir 'n feit. As jy aan God vashou, as jy met hom stoei, as jy kop skeer, glo vir my, hy is nie bang om harde woorde te hoor nie, hy is God, want hy is God. Hy is nie bang vir emosies nie, hy is nie bang om bietjie in 'n stoeigeveg betrokke te raak met jou nie. God is God. Hy nooi jou in om te sê, maar ek wil net hê jy moet my ken. Ek wil hê jy moet iets ongewoon ervaar. Ek wil hê jy moet iets beleef. Die goed wat jy lees in die skrif, ek wil hê dit moet in jou lewe gebeur. Ja, jy is 'n gewone mens. Maar God spesialiseer in gewone mense. Met gewone foute. Selfs vir jou foute dalk ongewoon. Kom ek sê vir jou, vir God is alles wat kort skiet van sy glorie gewoon. So waaraan hou jy vas vanaand? Kom ons sluit ons so. Hemels Vader, ons baie van ons wat hier sit en Here, ek glo elkeen van ons het al gewonder, hoekom is dit dat sekere mense net doodgewone mense is, maar doodgewone goed ervaar wanneer dit kom by U? En hoekom nou mense is wat gewone mense is, maar so ongewone goed ervaar? Mense wat sien hoe genesing plaasvind, mense wat sien hoe U deurbrake veroorsaak, mense wat vas kan hou en sien hoe U werk in hulle lewe, hoe U vervulling bring, hoe U hulle ontmoet, hoe U met hulle gesels, met hulle praat, hulle hart skuif, hulle in plekke sit waar U hulle kan gebruik. Here, hoe is dit moontlik? Maar Here, ons sien in die skrif regdeur dat as daar een ding is wat almal reg gekry het, geloofsvaders, die disippels, Here, almal het hierdie vermoë gehad om aan U vas te hou. Om meer aan U vas te hou as wat hulle dalk aan 'n verslawing sou vashou. Om meer aan U vas te hou as wat hulle dalk aan geld of besitting sou vashou. Here, hulle sou ewen meer vashou as wat hulle aan hulle eie familie sou vashou.
Want Here, U is ons God en alles anders kom tweede as dit kom by U. En wanneer ons aan U vashou, Here, dan word alles wat ons so graag wou vashou gesond. En U wys ons waar ware lewe lê en U het 'n ongewone ontmoeting met ons. En ons as mense verander. Ons sien hoe Jakob verander in Israel en Here, ek glo daar's soveel mense vanaand wat aangeraak word hierdie. Wat sê maar ek het nodig dat U 'n ongewone ontmoeting met my het en my sal skuif. Here, ek bid dat ons hierdie week sal gaan en dat ons meer tyd in die woord sal spandeer. Ek bid dat ons meer tyd op ons knieë sal spandeer. En Here, ek bid dat ons werklik sal uitleef dit wat ons ervaar. Here, dankie dat ons vanaand hierdie oomblik kon hê om 'n ongewone ontmoeting met U te hê. Here, ons is so ongelooflik lief vir U en dankbaar dat ons hierdie oomblik saam met U kan deel. Ons is net gewone mense. Maar dankie vir U, Here. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. En amen. So, ek wil jou uitnooi, as jy hierdie week gaan spandeer tyd in die woord, gaan spandeer tyd in jou gebed, en gaan en leef uit wat God van jou vra en wat hy op jou hart gedruk het vanaand. En ek glo en ek sien uit vir die stories wat God gaan skryf met elkeen van ons se lewe. So ons gaan volgende week aan met ons reeks gewone mense en ons praat so klein bietjie oor gewone mense met ongewone verhoudings, selfs ongewone huwelike, wat God gebruik het en ons sien hoe daai praktiese goed werklik 'n verskil gemaak het in die wêreld soos ons dit ken vandag. So sien uit na volgende week, Katkesante. Ons is so dankbaar dat julle saam met ons hier is. Ons sien uit vir die jaar se reis en vir elkeen wat julle gekom het vanaand. Hoop regtig dat jy 'n geseënde aand sal hê. Hoop jy 'n gesonde week. Kyk mooi na jouself. Goed gaan. Totsiens.